Goeiemôre almal. Goeiemôre. Amen. Môre. Het is wonderlik om Here se naam groot te maak. En net te besef dat die Here met ons is. Al voel dit nie so nie. Nee. Gelukkig is ons wandel met die Here nie op gevoelens gebaseer. Dit is gebaseer op geloof. Amen. Amen. En sy teenwoordigheid in ons lewe. Ja. Ons gaan nie op gevoelens nie, want as jy op gevoelens gaan, moet jy lankal die pad byster geraak. Dis net soos in 'n huwelik. Ek voel nie vandag dat ek vir my vrou lief is nie, maar gaan haar nie nou skei daaroor. Hè? As nie jou pastoor nie weg. Die levels van liefde verskil elke dag. Jy is partykeer lief vir haar en partykeer is jy meer lief vir haar, partykeer is jy baie lief vir haar. Jy gaan haar nie skei as jy net 'n bietjie lief is vir haar, né? Is dit beter? Dis net soos met jou kinders ook. As hulle die dag wel hamels is, ga jy nou nie weggooi nie, wegjaag jy die huis in. En jy bly lief vir hulle, né? Jy wandel met die Here, want gaan nie oor gevoelens nie. Nou kom ons gaan aan met Maleagi 3 vanaf vers 13. Vermetel is julle woorde teen my, sê die Here, maar julle vra, wat het ons onder mekaar teen u gespreek? Julle het gesê, dit is te vergeefs om God te dien. En wat baat dit ons om sy verordening te onderhou en in rouklere voor die aangesig van die Here van die leerskare te wandel? En nou prys ons die vermeteles gelukkig. Nie alleen word die wat goddeloosheid bedrywe gebou nie, maar hulle versoek God en raak vry. Toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek. Vrees ons die Here vandag. En die Here het dit opgemerk en gehoor. Die Here hoor dit, wanneer ons met mekaar praat. En daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Amen. Amen. As notulen gaan. Wie van julle weet wat is 'n notulen? Ja. There was a minutes of the meeting Yes. written down in heaven when the righteous people talk to each other about God. God wrote it down in his book. En hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, Amen. op die dag wat ek skep. En ek sal met hulle medelee hê soos 'n man medelee het met sy seun wat hom dien. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose. Tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Amen. Amen. Thank you, Lord. Daar gaan 'n tyd kom waar daar 'n onderskeid gaan wees tussen die wat God dien en die wat God nie dien nie. Amen. Amen, julle. Ek drink Formule 1 vandag. Julle gaan Jy weet jy nou vlieg jy. Ons gaan nou vlieg. Ja, ons daarmee Red Bull en dis net water. Ja. Kom ons bid saam. Thank you, Lord. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre uit die woord uit kan leer.
Dankie vir die woord wat ons nou gelees het. Ek vra dat u dit nou sal help, dat ons die woord sal oopbreek, en dat die aanhoorders die woord sal ontvang, en dat die saad, die boodskap op vrugbare grond sal val. En dit sal ontkiem, en dit sal vrug dra wat by die bekering pas. Dat die mense nie die saad op langs die pad, of in die pad, of tussen dorings en dussels, of klipperige grond sal laat val nie, maar dat dit ontvang sal word in die Here se harte. Dat ons sal sterk word en opgroei in die waarheid. Help my ook, Here, dat ek waarheid sal praat en dat ek die woord reg sal sny. Salf my lippe met 'n kool uit die altaar uit, Here. Vergewe my sondes, maak my rein en heilig vir u aangesig, Here. Dat ek 'n skoon en rein knol vir u sal wees. Dankie, Jesus. Amen. Amen. Wat het hier gebeur? Ons kyk 'n bietjie net na die boek Malagi. Dit is die laaste boek in die Ou Testament. Geskryf deur Malagi, wat se naam my boodskapper beteken. God's messenger. Dis wat Malagi beteken. Julle mag julle seuns van Malagi doop, dit is 'n mooi naam. Ek het nog nie iemand gehoor, iemand se naam afgekom wat Malagi genoem word. Engels Malachi. Dis 'n mooi naam, nee. Ja, Malachi. Dit baie goed. Maar dit nie Afrikaans Malagi, so volop. Dis geskryf omstreeks 460 tot 430 voor Christus. Die 400 jaar. Julle het almal gehoor van die 400 jaar se stilte tussen die testamente, né? So dis omtrent 400 tot 460 voor Christus geskrywe. Dis ongeveer 100 jaar nadat die Israeliete, die Jode uit ballingskap teruggekeer het van Persië af, van Babylonië af. Tydens, en dit is gedurende die tyd, die Persiërs die land regeer, en die tempel is herbou deur Zerubbabel, en die mure van Jerusalem was deur Nehemia herbou, omtrent 100 jaar na daardie gebeurtenisse. Okay, so dit plaas die Malagi in daai tydstip, net so voor die 400 jaar se stilte van God. Die Israeliete, die Jode, het lankal vergeet van die ballingskap se terugkeer. Hulle het die entoesiasme en die opgewondenheid van die herbou van die tempel en die mure wat herbou is lankal vergeet. Hulle het platonies begin raak in hulle wandel met die Here. En die opgewondenheid om God te dien het vervaag. Dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees wanneer jy jou verhouding met die Here platonies begin het. Daar is nie meer daai opgewondenheid om die Here te dien. En dit is dan wanneer die klein jakkalsies in die wingerd inkom. Die beloftes wat deur die profeet gespreek is van die komende messiaanse era is lankal vergeet. Niemand weet meer of hulle lankal vergeet dat die Messias op pad is. Die mense verwag die Messias, maar hy het nie opgedaag nie. Die volk maak hulle skuldig aan onaanvaarbare offerhandes, as ons die hele Malagi lees. Van die begin af het God gesê, ek het dit teen julle dat julle onaanvaarbare offerhandes na die tempel toe bring. Die priesters is korrup, die manne skei hulle vrouens om met die heidense vrouens te trou, wat 'n nee is vir God. Hulle hou hulle tiendes weg van die tempel af. Lyk die kerk vandag nie ook so nie? Jy hoor van mense wat in die kerk is wat skei. Hulle werksprosedures by die werk is korrup. Hulle doen dinge onder die tafel deur. Daar is nie meer 'n onderskeid tussen die kerk en die wêreld nie. Alles lyk dieselfde. Nee, ons sien dit oralste.
maak ons miskien skuldig daaraan. Die kinders van God skei kinders van God wat ons skuldig maak in allerlei perversiteite. Daar is nie meer 'n heiligheid nie, daar is nie meer hy vrees vir God nie. Kom ons kyk na die boek Maleagi. God se liefde vir Israel word bespreek in hoofstuk 1 vanaf vers 2 tot 5. Die priesters se minagting vir God se naam word ook bespreek in 1 vers 6 tot 2 vers 9. Die huweliksontrouheid en egskeiding, die komende oordeel en die behoefte aan geregtigheid. God word beroof deur tiendes en offergawes terug te hou. Arrogante woorde teenoor God en die onderskeid tussen die regverdiges en die goddeloses. En dan sluit Maleagi af met ons vir die wet van God onthou en die koms van Elia vooruitsien. Die koms van Elia wat Maleagi bespreek is die koms van Johannes die Doper. Wat die pad vir Jesus reguit gemaak het. Hy sê dan 4 vers 5, kyk ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land in die banvloek te tref. Amen. Dis waarmee die Ou Testament afgesluit word, en daai belofte, dat hulle gaan terugkeer, die harte van die vader sal terugkeer tot die kinders, daar sal weer rekonsiliasie wees in die familie. Ons kyk nou na vers 16, en nou prys ons in vers 16, toe het die Here, die wat die Here vrees, met mekaar gespreek en die Here het dit opgemerk en gehoor. En daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Toe, die woordjie toe, daar het iets gebeur wat daar 'n verandering plaasgevind het. Daar het iets gebeur wat vers 16 genoodsaak het. Die regverdiges het standpunt ingeneem teenoor wat in die land aan die gang was. Hulle standpunt ingeneem teen die ewels van die mense, die kerk en die leiers. Want hulle het gesê tot hier toe nie verder nie. Hulle het standpunt ingeneem teen wat aangeneem was as die normale praktyke van daai dag. En besluit om nie daaraan deel te neem nie. Ons sien dit so baie vandag, mense wat sonde aanhaal en dit die nuwe normaal maak. Mense wat nuwe dinge in kerke inbring en almal jaag daarna en kopieer dit. Hulle sing dieselfde liedere, preek dieselfde boodskappe en doen dieselfde dinge. Dinge wat nie die Here vereer nie, maar die mens. Het julle daai ding gesien het ek geplaas het op Lighuis se groep op die WhatsApp? Ek dink ek moet dit gou lees vir julle. Dit is so van toepassing op die kerk van vandag. Waar is hy? Today's church. When ministries become performance. Dit is so gevaarlik. When ministry becomes performance, then the sanctuary becomes a theater. The congregation becomes an audience. Worship becomes entertainment. Then man gets all the glory and applause. That's what we have in the church today, vain worship. And a stage full of performers, worshippers that worship their own worship. No holiness, no pulpit, and no gospel. Ons sien dit oral
veral in die Amerikaanse kerke, nie? Ouens wat weer goed aanvang van op die kanse. En dit is asof die ouens so hulle is celebrities, celebrity preachers, goue ringe aan die hande, daar raak goeders kwyt, wat nie in die Bybel is nie, en die mense hang dit aan. As dit nie in die laaste tyd sal hulle mense met mekaar maak met hulle ore sal kiel nie. En ons moet so waak daarteen, nie? En hulle vers 17 sê, en hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep, en ek sal met hulle medelee hê, soos 'n man medelee het met sy seun wat hom dien. Ons lees dit daar, die Amplified, vers 17. And they will be mine, says the Lord of hosts, on that day when I publicly recognize them and openly declare them to be my own possession. That is my very special treasure. God is declaring that over us. We are His very special treasure. Isn't it awesome? And I will have compassion on them and spare them as a man spares his own son who serves him. Dink net daaroor, we are His very special treasure. Isn't it awesome? Or we are His very special treasure. Ons is sy eiendom. Julle sal myne wees. Beteken 'n persoonlike aanspraak op eienaarskap. We are His. Ons behoort aan God. Is dit nie mooi nie? Ons behoort aan God vandag. Amen. Hy het ons duur gekoop met sy kosbare bloed. Amen. Amen. Wat doen ons in ruil daarvoor? What are we doing to reciprocate what Christ did on the cross of Calvary for us? Ons alles op die altaar. Romeine 12 vers 1 en 2. Raak ontslaaf van hierdie sonde en die goed wat jou so terughou van die heerlikheid van God. Is daar goed in jou lewe wat jou van tot God se totale heerlikheid in jou lewe weggaan? Jare wat verbygaan, doen dieselfde ding oor. Hulle sal myne wees, my kosbare besitting. Dit beteken, dit is 'n verbondsterm wat van Israel as geheel gebruik word. Hier word spesifiek toegepas op die getroue oorblyfsel binne Israel. Ek sal hulle spaar. Hierdie werkwoord wat gebruik word vir 'n vader se medelee met 'n gehoorsame seun. Dit weerspieël die vader-seun verhouding wat God met sy volk begeer. He wants to have a relationship with you. Amen. 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 Wat kan ons leer uit hierdie paar verse uit? Daar sal altyd 'n getroue oorblyfsel wees van God. Die wêreld sal nie totaal en al goddeloos wees. There will always be a remnant that will follow God. Ons kyk maar, ons herinner ons aan Noag. Daar was net 8 mense wat God gedien het, wat in die ark ingegaan het. Ons herinner ons aan Abraham wat gebid het vir Sodom en Gomorra. Net Lot en sy vrou en sy kinders.
Will always be a remnant. Malagi 3 vers 16 tot 18 dis een van die Ou Testament se duidelikste bevestiging dat God diegene wat sy naam vrees en eer onderskei en hy onthou hulle. Amen. Hy skryf dit op in sy notieleboek. Dit wat ons sê vir mekaar. Hy skryf dit op vir ons vir 'n beloning. Wat bou ons op die fondasie Jesus Christus? Jy gaan 'n loon ontvang daarvolgens. Kom ons kyk na vers 18. Dan sal hulle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Is daar 'n onderskeid? As jy so na 'n kind van die kerk kyk en die wêreld kyk, 'n oorsig, is daar 'n verskil? As jy na die werksplek toe gaan, is daar 'n verskil tussen die man wat God dien en die man wat God nie dien nie? Amen. Nee, die man wat God dien, vloek net so hard. En hy drink net so baie, en hy rook, en hy skel, en hy vloek. Is daar 'n verskil? Maar hy sê in vers 18, daar sal 'n dag kom wanneer daar 'n onderskeid sal wees tussen die wat God dien en die wat God nie dien. Moet 'n verskil wees, Daar moet 'n verskil wees, maar dat is nie. maar daar is nie. God het ons nie geroep, hy het ons nie sy kosbare besitting gemaak, sodat ons 'n geheime agent kan wees. Ons is nie 007's nie, die Here het ons nie geroep om geheime agente te wees. Hy is jy 'n kind van die Here? Nee, ek is nie. Verkondig die woord tydig en ontydig. Jou vrug moet vir die mense kan sê, hier is iets anders aan die man. Amen. Jou vrug moet kan sê, daar is iets anders aan die vrug. As jy sleg behandel word by die werk, hoe tree jy op? Is daar 'n verskil tussen jou en 'n ou wat nie die Here dien nie? Amen. Vat jy dit op die gesig of slaat jy terug? Maar die Here wil ook nie hê ons moet sy vloerlap wees vir die man wat ons so kwaad behandel nie. Nee? Jy sê dit dan nie. Daar is 'n limiet. As jy nie en dan sal die vyfvoudige bediening. Daar's die vyfvoudige bediening. Malagi 3 vers 18 word 'n waarskuwing vir ons en 'n bemoediging. Dis 'n waarskuwing vir ons en 'n bemoediging. Daar sal 'n onderskeid sien. Julle sal weer 'n onderskeid sien. Amen. Dit was amplified op daar van vers 18. You will again distinguish Between. yeah, So, discern. Okay. You will again distinguish between the righteous and the wicked. Between the one who serves God and the one who does not serve Him. Amen. Daar moet 'n verskil wees. There will be a difference. You will be able to distinguish. En dan hierdie as sulke weergoed wat in die kerke aangaan vandag. Ek was op 'n webblad van 'n kerk hier in Suid-Afrika te sien wat hulle glo. Maar dit is die weerste goed. Praat van die atmosfeer wat moet gechange word. We are called to change the atmospheres. Ja. Paulus waarsku ons ook om ons hoede te wees vir valse leraars. Wolwe en skaapklere. Galasiërs 1 vanaf vers 6.
Ons kyk dan, Galasiërs 1, vanaf vers 6. Weet jy hom daar? Malagi 3 vers 18 is 'n direkte woord tot die verwarring van ons tyd. Dit lyk dikwels asof niemand meer die verskil kan sien tussen die waarheid en die valsheid. Maar die dag kom wanneer elke valse leraar en elke getroue heilige onmiskenbaar geopenbaar sal word, vir wie hulle werklik is. En op daardie dag sal jy met jou eie oë die onderskeid kan sien. Tot dan, vrees die Here, eer sy naam en bly die waarheid spreek met diegene wat dieselfde doen. Hy luister en hy vergeet nooit. Hy luister en hy vergeet. Paulus waarsku ons om op ons hoede te wees vir valse leraars. Galasiërs 1 vanaf vers 6. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie. Paulus het gekom en hy het die evangelie aan die Galasiërs verkondig. En hy sê, dit verwonder my dat julle so gou afvallig word van die evangelie wat ek aan julle verkondig het, dat julle agter 'n ander evangelie aanhardloop. Terwyl daar geen ander is nie. Daar is nie 'n ander evangelie nie. There is no other gospel. Only one. Behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar as sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Amen. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou weer vir julle, as iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Paulus was so ernstig hieroor. Moenie na mense luister wat julle 'n ander evangelie leer nie. Volg net die woord van God. As daar iemand is wat iets verkondig wat nie hierin staan nie, laat hy 'n vervloeking wees. Amen. Amen. Paulus was so ernstig hieroor. Op 'n ander plek sê hy, hardloop weg van hulle af. Maar nou sê hulle, moenie teen daai man praat nie, want hy is 'n gesalfde van die Here. Dis 'n leuen. Hy moet uitgewys word vir die dinge wat hy kwytraak. Hy verkondig 'n evangelie wat nie in die Bybel staan nie. As iemand sê, we are all little gods, hardloop weg, daai man is 'n vervloeking. Hulle kom met 'n 95% se waarheid en 5% se leuen, om hulle leuns te verkondig. Prosperity, name it and claim it, word of faith, noem dit op. Dis 'n ander evangelie wat nie in die woord van God staan. Wat sê Paulus? Laat hulle vir jou 'n vervloeking wees. Maar moet hulle nie aanraak nie, want hulle is die gesalfdes van die Here. Is hulle werklik gesalf? Laat hulle vir jou 'n vervloeking wees. Wil jy in Engels het ek iets geskryf? Paulus voel so ernstig hieroor dat hy 'n vervloeking herhaal. Sien in vers 8 en 9. Maar nou, al sou ons 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig, in stryd met die wat julle verkondig, laat hom 'n vervloeking wees. Dan herhaal hy dit in vers 9.
laat hom 'n vervloeking wees. Dis 'n dubbele stelling. In most common modern usage is a secular context where it is used to mean something or someone that is detested or shunned. For examples, racial hatred was an anathema to her. The idea that one would voluntarily inject poison into one's body was anathema to me. Dit is wat hierdie verskynsel is 'n anathema. Dit is so ernstig vir Paulus dat hy dit 2 keer herhaal. Ons moet weghardloop. Nou, as ons hier kombineer met mekaar, die valse lering in Maleagi 3 vers 16 tot 18 word die prentjie baie skerp. Tans is dit dikwels moeilik om die verskil te sien. Valse leraars lyk suksesvol, né? Hulle is welsprekend, hulle het soet en taai, hulle het goue ringe, hulle het Rolex horlosies, kettings en hulle spiere so gebuld. Hulle het 'n limousine waar daar buite staan, hulle het jets wat aan die hanger staan, hulle bly in groot huise. Baie Christene is verward of bang om te skei omdat die valse leraars gewild is of deur God in die verlede gebruik was. As jy so na hulle geskiedenis kyk, ek wil nie name noem nie. Maar jy kyk na hulle eerste so 20-30 jaar terug se leringe wat hulle gebring het, dan is hulle 100% spot op. Maar iewers het daar iets in hulle lewens plaasgevind wat hulle heeltemal van die pad af gegaan het. Ek weet nie wat nie, ek weet nie of dit is dat hulle begin gewild raak het, of geld, mammon, of wat ook al die geval is, dat hulle in hoogmoed, wat hulle veroorsaak dat hulle nou 'n ander evangelie verkondig. Maar as toe hulle begin het, was hulle spot onder gewees. Maar hoe met die waarheid bly nie, hulle vat die nuwe verdwaling. Ja, die nuwe verdwaling. Ja. Die nuwe vertaling, die nuwe verdwaling. En ek wil nou met hierdie, moenie die gesalfde van die Here aanraak nie. Kom ons kyk bietjie daarna. Julle het dit al gehoor, nie? Yes. As jy teen iemand praat en sê, maar daai man is gesalf, moenie iets teen hom sê nie. Wat beteken dit? Die frase raak die gesalfde van die Here nie aan nie. Dis een van die mees gewapende wanaanhalings in die moderne charismatiese the word of faith wêreld. Dit word amper uitsluitlik gebruik om Bybelse onderskeidingsvermoë stil te maak. Ons almal het discernment, né? Ons kan onderskei tussen die reg en die verkeerd. Maar dan sit daar mense in die kerk wat nou net tot bekering gekom het. Hulle kan nog nie onderskei tussen wat die regte en die waarheid is, die valse is. Dit is baie gevaarlik. Ons moet kan sê, ons as volwasse kinders van die Here moet daai mense uitwys vir die leuns wat hulle praat. Psalm 105 vers 15 hang hulle baie aan. Hy sê, raak my gesalfdes nie aan nie en doen my profete geen kwaad nie. Dis een van die verse wat hulle aanhaal. Wat sê dit vir ons? Dis 'n historiese psalm wat vertel hoe God Abraham, Isak en Jakob beskerm het terwyl hulle vreemdelinge in 'n heidense land was. Dis waaroor die psalm gaan. Die gesalfde is die patriarg, nie moderne predikers. Het gaan oor Abraham, Isak en Jakob. Moenie aanraak nie beteken om hulle nie fisies te benadeel of dood te maak nie, soos wat Abimelech amper met Sara gedoen het in Genesis 20. Die nasies, as die heidense konings is gewaarsku om nie 'n gewelddadige hand op God se uitverkore dienaars te lê nie. In die hele Ou Testament word hierdie frase nooit een keer gebruik om mede-Israeliet of profeet te keer
om 'n ander profeet of priester te bestraf vir sonde of valse lering nie. Nie een keer nie. Inteendeel, die Bybel doen presies die teenoorgestelde. Oor en oor. Nathan het vir Dawid bestraf. Was Dawid die gesalfde van die Here? Was hy? God het hom gesalf as koning. So hy was 'n gesalfde. Maar Nathan het gekom en hom bestraf vir sy sonde wat hy gepleeg het teen Batsheba. Elia het 450 profete van Baal in die openbaar gekonfronteer en hulle bespot. Micha het 400 hofprofete in hul aangesig weerspreek. Jeremias beveel om valse profete teen te staan wat gesê het vrede, vrede. Selfs Paulus het Petrus in die openbaar teengestaan vir sy skynheiligheid. Jy onthou reg verhaal. Galasiërs 2 vers 11 tot 14. Paulus het self vir Petrus bestraf. Jesus self het die godsdienstige leiers van sy tyd 'n addersgeslag genoem. Nee, wit gepleisterde graf. Seuns van die hel. Matteus 23. Jesus het stokkies omgedraai of doekies omgedraai. So wanneer iemand vandag jou raak die gesalte van die Here nie aan nie, slaan omdat jy gewaarsku word oor die manne, Word of Faith, Little God preachers, we are all little gods. Het julle daai storie al gehoor? Big G, Little G. Okay, wat ek hier is nie name noem. We are all little gods. Big God, little gods. Ons woorde kan ons nou create. Name it and claim it. I don't know if it means the same that the Freemasons have got a ring with a big G. I don't know what that implies, but it could be the same. Could be the same. Die skape Beniheen, ja, of enig ander voorspoedprediker wat die skape uitvloek en Christus laster, doen hulle die volgende. Hulle ruk Psalm 105 heeltemal uit konteks. Hulle verander 'n belofte van God se beskerming teen sy dienaars in 'n skuld verwolwe. Weerspreek direk die dosyne Nuwe Testamentiese bevele om valse leraars te ontbloot, te merk, te verwerp en daarteen te waarsku en weg te hardloop. Die woord sê ons moet hulle tentoonstel, ons moet hulle blootstel vir die vlees wat hulle verkondig. Die woord sê vir ons in 1 Tessalonisense 5 vers 12. Hy sê jy kan hulle korrigeer, hulle moet die vermaning aanvaar as dit die woord van God uitkom en dan is daar drama. Ja. Dan wie is jy om hulle reg te help? So vir ons daar in Tessalonisense 5 op. En dan wil ek 5 vers 12 afsluit. Maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan. En bewys hulle in liefde die hoogste agting terwille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. En ek versoek julle broeders, vermaan die ongeluk is, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor mekaar, teenoor almal. Sorg dat niemand die ander kwaad en kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Wees altyd deurgewys. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus vir julle. Blus die gees nie uit nie. Verag die profeseë nie. Hier is ons nou vers 21, die sleutel. Beproef alle dinge, behalwe die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad. Wat beteken vers 21? Dis ook 'n skrif wat baie mis toegepas word. Yes.
Test all things carefully so that you can recognize what is good and hold firmly to that which is good. Wat sê Paulus hierso? Sê baie vir die mense, jy weet dinge is verkeerd, moet dit nie beproef nie. Ja. Hy sê beproef die dinge waar jy nie van seker is nie en hou die goeie. Maar jy beproef nie verkeerde dinge in jou lewe nie. Vers 20, vers 19. Dis die geestigheid die verag die profeseë, beproef al dinge. Paulus praat hier van die dinge wat in die kerk gebeur. Nie beproef of ek moet rook of drink nie, of ek moet my mense rondslaap nie, of ek moet gaan sonde doen nie. Moenie gaan die sonde beproef nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Amen. Beproef die profeseë, verag die profeseë, beproef die dinge, behou die goeie. As daar 'n profesie uitgaan of daar word lering uitgepreek, beproef dit volgens die woord. En as dit reg is, as dit goed is, behou dit. En as dit nie reg is nie, gooi dit uit saam in die badwater. As dit nie reg is nie. Dankie sis. Ek sal in die framework bly. As dit nie reg is nie, gooi dit weg. Ek sit ons weer die amplified aan. Holding firm to that which is good. Amen. Wat is goed? Die waarheid, Die waarheid. Die ware evangelie is goed. Die woord van God is skerper as enige en kragtiger as enige tweesnydende swaard. En dring deur murg en been. Wat ons waar staan dit? Hebreërs 5. Die woord van God is skerper. Dit is Hebreërs 5. Yes. Kom mense, julle mense so slim is. Nog een. Ek kan nie op my skrif die woord van die Here is skerp, kragtiger as 'n tweesnydende swaard. Daar's hy. Baie dankie broer. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en bring deur tot die skerm van siel en gees en van gewigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. So ons moet die woord van God gebruik om te kan onderskei tussen wat reg en verkeerd is. Is dit wat van die kansel afgepreek word die waarheid? Dit kan gestaan word in die woord of is dit nie? Verkondig hy 'n ander evangelie of verkondig hy die ware evangelie? Kiel jy jou ore te sê, bid hierdie 2 lyntjie gebed saam met my, dan is jy nou saam in die koninkryk van die Here en dit sal van daar af net goed gaan met jou. Jy gaan wonderbaarlik genees wees van al jou krankhede, jou bankbalans gaan so groot wees, jy gaan nooit weer siek word nie, wat jy sê met jou lippe sal plaasvind. Jou probleme wat jy het, gaan wonderbaarlik verdwyn. Jou hond wat jy so kwaad voor is, wat jou bure wat so 2 in die oggend blaf, hy gaan nie meer blaf nie. Die kat wat jou swatsakke opvreet elke dag, my kat gaan nie meer daar wees. Jou kinders gaan engeltjies van haar wees. Jy moet iets. Die mense se reklames is so fantasmagories goed. Dat almal hardloop na die kerk. Want as jy na die luister, sal dit net met jou goed gaan. Jou beste lewe vandag. Nee,
Ja. Hardloop weg, daai man vir jou 'n vervloeking, dat daai ou vir jou 'n vervloeking wees. Amen. Amen. Hy sny deur murg en been. Amen. Dis die enigste wapen wat ons het in die wapenrusting van God. Al die ander goed is vir ons beskerming. Die helm, die borswapen, die skild, die gordel en die skoene. Die enigste iets waarmee ons kan beklei is die woord van die Here. En hy stel dit so. Ken ons werklik die woord van God? Ken ons die woord? Die eienaarshandleiding van die Here vir die mens. Julle weet in 'n eienaarshandleiding is agter in 'n hierso in maps. As jy die eienaarshandleiding toe gaan, is daar as die rooi liggie aangaan, is dit die oorsaak en dit is die oplossing. Wat noem hulle dit? Wat noem hulle daai ding? Wat die woord van die Here is. As jy 'n probleem het, is dit die oorsaak en dit is die oplossing. Nee? As jy vacuum cleaner nie aanskakel nie, is hy nie ingeplak nie. Nee? Is ons ingeplak by die Here. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons môre met Maleagi uit kon geleer het dat U onthou. Wanneer ons by mekaar kom en ons praat oor die wonderbare werke van U, Here, dan skryf U op dit in die notuleboek en U onthou dit. En U onthou ons doen en ons laat. U onthou elke ding wat ons doen. U onthou elke ding wat ons sê. Want U wil vir ons 'n beloning daarvolgens gee. Maar U vergeet, wanneer ons sondes bely, is U getrou en regverdig om te vergewe. En nooit weer daaraan te dink. Help ons, Here, dat ons sal onderskei tussen die reg en die verkeerde. Dat wanneer daar iemand is wat die verkeerde ding kwytraak, dat ons daai persoon sal aanspreek en dat ons die persoon sal reghelp. En indien hulle nie wil reghelp word nie, dat hulle vir ons 'n vervloeking sal wees, soos wat Paulus vir ons leer. Ek bid vir elke persoon hierso vanmôre, Here, dat U hulle sal seën, dat U hulle grondgebied sal uitbrei, dat U hulle net van krag tot krag sal vat, Here. Ons bid vir Ewert hulle wat gaan trek, Here, dat U met hulle sal wees in die nuwe hoofstuk wat vir hulle op pad is. Dankie, Here Jesus, dat U met ons is, dat U net vir ons die beste in store het en dat ons net laag aan die voete sal bly. Dankie, Here Jesus, vir die goedheid en U getrouheid. Ons loof en ons prys U daarvoor, Vader. Amen. Amen. Dankie, Here. Ons gesels weer.